Hallo graad 10's, ek hoop dit gaan goed met julle vandag. Julle wonder seker waarom daar 'n foto van 'n by is en wat dit eintlik nou te doen het met woorde. Wel, ons gaan nou uitvind. Kyk asseblief die volgende video's noukeurig, want ons gaan daarna 'n bespreking doen en dit het te doen met vandag se onderwerp. So kyk asseblief of julle dit kan identifiseer terwyl julle die video's kyk. Complete the set. This for the world record. Yes! Fresh ball. I can't believe I did that! Okay, thanks. I can't. Not normal times in America. And they should not be treated as such. Ok, jy het nou die video's gesien, daar is 3 video's, kom ons bespreek dit net gou vandag. Die eerste video kan jy die Olimpiese atleet, Duplantis, die polspringer sien, wat baie hoog gespring het. So jy moes nou eintlik jouself gevra het, terwyl jy die video gekyk het, wat vertel vir jou meer oor hoe dit gebeur het? Wat het hy in die video gedoen? En dan, video nommer 2. Wat het die man met die waterbottel gedoen? Hoe het hy die water gedrink? Jy was seker verbaas om te sien dat hy die water so vinnig met een sluk alles kon wegsluk. Video nommer 3 is bietjie moeiliker om dadelik te verstaan waar dit gaan, maar jy kan sien dit is die Amerikaanse senator wat gepraat het in die video. En wat eintlik interessant is dat hierdie toespraak wat hy gelewer het aan 'n gehoor 25 ure lank geduur het en hy het alles aan een die toespraak gelewer sonder enige breke. So, nou dink jy seker, hoe het hy gepraat? Wat sê dit vir jou oor die tyd wat hy gepraat het? 25 ure is 'n baie lang tyd. Maar waarom wys ek hierdie video's vir jou en wat het dit te doen met vandag se les? Moenie bekommerd wees nie, hierdie is 'n Afrikaanse les, maar ons sal nou uitvind waaroor dit gaan. Na vandag se les behoort jy bywoorde in sinne te kan identifiseer, bywoorde se funksie in sinne te kan verduidelik en in staat wees om verskillende tipe bywoorde soos tyd, wyse, plek en graad selfstandig te kan gebruik, gebaseer op jou eie afleidings deur gegewe voorbeelde. As jy nog nie heeltemal verstaan nie, moenie bekommer nie, kom ons kyk nou nog voorbeelde, sodat ons saam hierdeur kan werk. Voorbeeld nommer 1. 'n Kangaroo hop in die woestyn. Dan vra jy jouself om 'n bywoord te kan identifiseer, moet jy eers kyk wat die werkwoord is. In sin nommer 1 is hop die werkwoord en woestyn is dus die bywoord, omdat dit beantwoord waar hy hop. Voorbeeld nommer 2. Usain Bolt val hard en beseer homself. Dan vra jy jouself, hoe val hy? Wel, eerstens val is dan die werkwoord en hoe hy val is hard, wat die bywoord is. Voorbeeld 3. Die dominee lewer, werkwoord, sy preek op Sondag. Dit beantwoord wanneer hy preek. Dit is dus die bywoord. En dan die laaste voorbeeld wat ek daar genoem het, die graad 10 leerder skryf, werkwoord, moeilik aan die wiskunde vraestel. Dan vra jy dus jouself, hoe erg is die vraestel? Moeilik is die bywoord, dis beskryf dit hoe erg die vraestel is. Watter soort woorde in hierdie sinne sê vir jou hoe, waar, wanneer of hoeveel iets gebeur? Dink na oor die manier waarop hierdie sinne geformuleer is. En dan sal ons voor jy na die volgende skyfie oorgaan. So ons het nou bespreek
Daar is bywoorde in die sinne, maar ek sal nou jou geheue verfris as indien jy dalk vergeet het wat dit is. As jy tot die gevolgtrekking gekom het, dat die vorige sinne almal verskillende bywoorde bevat, dan is jy korrek. Indien jy steeds onseker is, kom ons kyk na die volgende. Wat is 'n bywoord? Die bywoord beskryf die werkwoord in 'n sin. Dit is, soos die vorige sinne wat ons bespreek het, en ook die video's wat ek vir jou gewys het, om jou te help om verskillende bywoorde daarin te kan identifiseer. Bywoorde is dus 'n baie belangrike woordsoort in die Afrikaanse taal, omdat ons dit gebruik om meer inligting oor 'n werkwoord te verkry, of dit kan meer inligting verskaf oor 'n ander bywoord, of selfs 'n byvoeglike naamwoord. Bywoorde se rol is om sinne uit te brei en betekenis oor te dra. Baie kere wil jy graag vir mense meer inligting gee, dan sal jy gebruik maak van 'n bywoord, om dit te kan uit te druk. Bywoorde is 'n beskrywende hulpmiddel wat omstandighede en die manier waarin 'n handeling plaasvind bepaal. Daar is verskillende klassifikasies van bywoorde. Dis kry mens verskillende bywoorde en as graad 10s moet julle hierdie jaar ook aandag daaraan gee en dit kan klassifiseer. Kom ons kyk na daai tabel wat nou vir julle gewys word. Die klassifikasie. Die eerste een is verduidelik hoe 'n handeling plaasvind. Dit is ook genoem 'n bywoord van wyse. Dit wys vir jou hoe iets gebeur. Wanneer daar verwys word na wanneer 'n handeling plaasvind, is dit 'n bywoord van tyd. 'n bywoord van plek toon aan waar iets gebeur. En 'n bywoord van graad of intensiteit wat ook bykom hierdie jaar. Julle het in vorige jare ook net geleer van die bywoord van wyse, tyd en plek, maar hierdie jaar leer julle ook van graad en intensiteit. Dit wys die mate waarin iets gebeur. Ons sal nou kyk na nog voorbeelde. Dit is belangrik om bywoorde in sinne te kan identifiseer, sodat jy ook weet wanneer en waar om dit self te kan gebruik in sinne, veral wanneer jy opstelle skryf. So, kom ons kyk 'n bietjie hoe om 'n bywoord te identifiseer. Nou dat jy weet wat 'n bywoord is, moet jy dit kan identifiseer in 'n sin. Nommer 1. Kyk eers na die sin en onderstreep die werkwoord of werkwoorde. So nommer 1 wat jy moet doen is, jy moet eers die werkwoord in 'n sin identifiseer. Dit is ook belangrik om te onthou dat nie alle sinne net een werkwoord het nie, daarom moet jy die verskillende werkwoorde kan identifiseer. Nommer 2. Vra die volgende vraag oor die werkwoord. Hoe, waar, wanneer of tot watter mate. Dit sal vir jou help om te bepaal of dit 'n bywoord van wyse, plek, tyd of graad is. Saam met die identifikasie van 'n bywoord moet jy ook weet watter tipe bywoord dit is. En dan stap nommer 3. Ons gaan nou ook daar praat, maar baie kere het die bywoord ook trappe van vergelyking, soos byvoorbeeld vinnig, vinniger, vinnigste. So dit help jou om makliker te identifiseer. Dan moet jy ook oplet na die posisie van die woord in die sin. Dikwels kom bywoorde voor na 'n werkwoord in 'n sin, maar daar is ook 'n uitsondering op die reël. Daarom moet jy ook kyk na die vorige ander stappe, 1 tot 3 wat ons nou net bespreek het, om jou te help om dit makliker te kan identifiseer. Kom ons kyk na die volgende skyfie, die gebruik van bywoorde in 'n sin. Daar is ook verskillende tipe bywoorde wat in 'n sin gebruik kan word. Die een is vaste bywoorde. Vaste bywoorde is woorde wat gebruik word om 'n spesifieke betekenis oor te dra. Dit is vaste eenhede
wat nie maklik in vorm of struktuur verander kan word nie. Soos wat jy weet, in 'n sin, as jy dit skryf of sê, is daar 'n sekere manier of volgorde waarin woorde moet wees. En jy kan nie daardie volgorde van woorde verander nie, anders te verander jy die betekenis daarvan. Kom ons kyk net na enkele voorbeelde, omdat hierdie in meer detail bespreek sal word in die volgende les. Hierdie is net 'n inleiding, sodat jy dit makliker kan vind om bywoorde te kan identifiseer in 'n sin. Die eerste voorbeeld is, in die môre, wat aandui wanneer dit plaasvind, die tyd. Ons stap gewoonlik in die môre. Dit dui aan wanneer die mense gaan stap. Voorbeeld 2. Hy het dit met opset gedoen. Met opset is die manier hoe hy dit gedoen het. Hy het met opset laat gekom. Dit wys vir jou dat daai woorde net in daai sekere volgorde in 'n sin kan wees om daardie soort betekenis te kan oordra. Maar dan kry jy meer buigsame forme van bywoorde wat losbywoorde genoem word. Losbywoorde is enkele woorde wat onafhanklik in 'n sin gebruik word om 'n bywoordelike funksie te verrig. Hierdie woorde se betekenis is algemeen verstaanbaar. En kom ons kyk na die volgende voorbeelde. Hierdie woorde, soos ek genoem het, is meer buigsaam en kan makliker aangepas word volgens die sin. Dit kan ook as trappe van vergelyking gebruik word in sekere sinne. Kom ons kyk na die eerste voorbeeld. Weereens die manier waarop iets gedoen word, die wyse. Die hond hardloop vinnig. Jy kan dit ook in trappe van vergelyking sit, soos wat ek reeds gesê het, vinnig, vinniger, vinnigste. Die tweede voorbeeld is 'n bywoord van plek. Die woord hier. Ons wag, waar wag jy? Hier. Dit wys vir jou waar die persoon wag. Maar hierdie sal ook in meer detail bespreek word in die volgende les. Kom ons kyk net gevlugtig ook na trappe van vergelyking. Bywoorde van wyse en graad kan in 3 trappe van vergelyking voorkom. Jy het ook al reeds gehoor van trappe van vergelyking, maar om die bywoorde makliker te kan identifiseer, herinner ek jou net graag aan die volgende trappe van vergelyking. Eerste is die stellende trap. Dit is die gewone vorm van die bywoord, soos byvoorbeeld vinnig. Hy hardloop vinnig. Dan kry jy ook die vergrotende trap wat 1 graad hoër is. Hy hardloop vinniger. Die oortreffende trap oortref alles, al die grade en dui die hoogste graad aan van daardie bywoord. Hy hardloop die vinnigste. So, dit sal vir jou ook dit makliker maak om te kan identifiseer en hierdie word in meer detail bespreek in die volgende les. Ek wil dan graag vir jou 'n klasaktiwiteit gee om te verseker dat jy die gebruik van bywoorde verstaan en dat jy dit ook kan identifiseer en gebruik in sinne. So ek vra vir julle asseblief om paragraaf 1 op bladsy 12 te lees in die handboek en al die bywoorde wat jy kan sien te onderstreep, te identifiseer en dit neer te skryf, omdat jy daai bywoorde gaan gebruik om jou eie sinne te maak met die bywoorde. En dan moet jy ook teruggaan na die paragraaf toe en die bywoorde in die paragraaf met ander bywoorde vervang wat jy dink in daardie konteks gaan inpas. So jy moet nou, ons 2 dele van hierdie aktiwiteit. Die een is om dit te identifiseer en jou eie sinne daarvan te maak, om seker te maak jy verstaan die betekenis van die bywoorde. En dan stap 2 is om dan jou eie bywoorde in die paragraaf te gaan insit. So jy moet asseblief vir my die paragraaf gaan oorskryf en vir my jou eie bywoorde daar gaan insit, sodat ek seker is jy verstaan presies wat 'n bywoord is en dat jy kan kennis maak daarvan. Dankie julle, dan sien ek julle in die volgende les. Geniet die res van julle dag.